Goeiemôre almal, dis maandagooggend, dis die 3de Maart, die jaar 2025 se lieflike dag, deur Abba geskenk aan ieder en elkeen van ons. En vandag wil ek so bietjie met ons gesels oor, weet jy dat Jesus jou liefhet? Nou Jesus het ons so lief gehad, nie net dat hy gesterf het vir ons nie, maar hy het ook gebid vir ons voordat hy opgevaar het na die hemel toe. Kom ons gaan lees bietjie hierso Johannes 17. Dit het Jesus gespreek en hy het sy oë na die hemel toe opgehef en gesê: Vader, die uur het gekom, verheerlik u seun sodat u seun ook u kan verheerlik, soos u hom mag gegee het oor alle vlees, sodat hy aan almal wat u hom gegee het, die ewige lewe kan gee. En dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, die enige waaragtige God en Jesus Christus wat u gestuur het. Nou dit is wat ons nodig het, om die ewige lewe te hê. Ons moet weet dat God die Vader daar is vir ons, en dat Jesus Christus gestuur is deur hom. Ek het u verheerlik op die aarde, die werk wat u my gegee het, om te doen het ek volbring. En nou Vader, verheerlik my by u self met die heerlikheid wat ek by u gehad het voordat die wêreld was. Ek het u naam geopenbaar aan die mense wat u vir my uit die wêreld gegee het. Hulle het aan u behoort en u het hulle aan my gegee en hulle het u woord bewaar. Nou weet hulle dat alles wat u vir my gegee het van u kom, want die woorde wat u my gegee het ek aan hulle gegee en hulle het dit ontvang en waarlik erken dat ek van u uitgegaan het en hulle het geglo dat u my gestuur het. Ek bid vir hulle, ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir die wat u vir my gegee het, omdat hulle aan u behoort. En alles wat myne is uwe en wat uwe is myne, en ek is in u verheerlik. Ek is nie meer in die wêreld nie, maar hulle is in die wêreld en ek kom na u toe, Heilige Vader, bewaar in u naam die wat u vir my gegee het, sodat hulle een kan wees net soos ons. Toe ons saam met hulle in die wêreld was, het ek hulle in u naam bewaar. Oor die wat u vir my gegee het ek gewaak, en nie een van hulle het verlore gegaan nie, behalwe die seun van die verderf, sodat die skrif vervul sou word. Maar ek kom na u toe, en ek spreek hierdie dinge in die wêreld, sodat hulle my blydskap volkome in hulle kan hê. Ek het hulle u woord gegee, en die wêreld het hulle gehaat, omdat hulle nie van die wêreld is nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. Ek bid nie dat u hulle uit die wêreld wegneem nie, maar dat u hulle van die bose bewaar, halleluja. Hulle is nie van die wêreld nie, net soos wat ek nie van hierdie wêreld is nie. Heilig hulle in die waarheid, u woord is die waarheid. Soos u vir my gestuur het in die wêreld, het ek ook hulle in die wêreld gestuur. En ek heilig myself vir hulle, sodat hulle ook in u waarheid geheilig kan wees. Maar ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in my sal glo, halleluja, prys die Here. Dat almal een mag wees, net soos u Vader in my en ek in u, dat hulle ook in ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. En ek sal hulle die heerlikheid gegee, en ek het hulle hierdie heerlikheid gegee wat u vir my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Ek in u en u in my, sodat hulle volkome een kan wees, dat die wêreld kan weet dat u my gestuur het en hulle lief gehad het, net soos wat u my lief gehad het, halleluja. Vader, ek wil hê dat waar ek is, hulle ook u wat hulle vir my gegee het, by ons sal wees, sodat hulle u heerlikheid kan aanskou wat u vir my gegee het, omdat u my lief gehad het voor die grondlegging van hierdie wêreld. Regverdige Vader, al het die wêreld u nie geken nie, tog het ek u geken, en hulle hier het erken dat u my gestuur het. En ek het in u naam aan hulle bekend gemaak, en ek sal dit bekend maak, sodat die liefde waarmee u my lief gehad het, in hulle kan wees, en ek in hulle. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, ek wil u loof en prys en eer, daar is niemand soos u nie. Here, dankie dat u ons so lief gehad het, dat u voor u opgevaar het na die hemel, om aan die regterhand van God te gaan sit, vir ons te kan bid, sodat ons kan sterk staan in ons geloof, en kan weet, ons is nie alleen nie. U is daar, u vat ons by die hand, u lei ons. Here, ons wil u net loof en prys en eer, dankie daarvoor. Aan u kom toe al die mag, en al die krag, en al die heerlikheid, en al die lof en eer. Amen en amen.